Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo, ek hoop dit gaan sommer baie goed daar by julle. En as jy daai dingetjie hoor, beteken dit mos net een ding. Ja, dis Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vandag se storie se naam is Staan op mamma, kom speel. En dit is geskryf deur Brigitte Wenninger en Stefanie Rouhe. Miku word opgewonde wakker. Môre Minnemetjie, lekker, dis nog vroeg. Ons het baie tyd om te speel. Ons moet dadelik vir mamma gaan wakker maak. Word wakker mamma, roep Miku vrolik. Is mamma ook lus om lekker te speel? Mompel mamma van onder die duvet uit. Nee, Miku verstaan dit glad nie. Wil mamma dan nog verder slaap? O ja, asseblief, fluister mamma. Laat my net slaap totdat die wekker lui. Nou goed, sê Miku. Dan wag ek maar so lank. Miku neem mamma se wekker saam. Hy weet presies wanneer dit gaan lui, wanneer die dun, lang wyser en die klein, kort wysertjie bo oor mekaar staan. Maar nou is dit nog nie so laat nie. Dalk gaan die tyd vinniger verby as ek intussen ietsie anders doen, dink Miku. Maar wat? Ai, tog. Miku wikkel eers sy tone, dan wikkel hy sy ore en Miku kyk of hy heeltemal doodstil kan sit. Miku probeer vasstel met watter vinger hy die beste in sy neus kan boor. O, aarde, daai klink nie na 'n goeie plan nie. Maar die wekker se simpel wyser het nog net so 'n ou klein entjie aanbeweeg. Miku sug. Wat nou? Ek gaan deur al my prenteboeke kyk, besluit Miku. Dis jammer dat mamma nie kan saam kyk nie, want sy hou baie van die storie van Pultjie Konyn. Miku sit mamma se gunsteling boek eenkant. Sodra mamma wakker is, kan ons dit sommer saam lees, dink hy. Skielik hoor Miku 'n geraas. Knorr. Wat was dit? Versigtig kyk Miku onder sy bed. Dalk kruip iemand daar weg. Maar daar lê net 'n verkreukelde ou sokkie. Toe dit weer knor, bars Miku uit van die lag. Dis my hongermaagie, is dit nou nie 'n grap nie? Ek moet dit dadelik vir mamma gaan vertel. Of nee, sy wil mos slaap tot die wekker lui. Miku vat vir hom 'n appel. Dit smaak lekker. Miku kou dat die sop so spat. Dis so jammer, mamma kan nie saam eet nie. So 'n lekker appel het sy beslis nog nooit geëet nie. Miku eet net die helfte van die appel. Die ander helfte bær hy vir mamma. Maar die wekker wil nog steeds nie lui nie. Miku gaan haal sy speelfiguurtjies. Sy duvet is die veld waar hy met hulle speel. Oral maak hy dat die figuurtjies kan regop staan. Kyk hoe oulik lyk dit, roep hy opgewonde. Mamma moet dadelik kom kyk. Gats, maar die wekker wil nog steeds nie lui nie. Ag, sug Miku, wat kan ek nog doen? Hey, ek weet wat. Ek gaan vir mamma 'n verrassing maak. Miku gaan haar linte en geskenkpapier uit die goeders laai. Nou moet ek wikkel, sê hy vir Mimmetjie. As ek betyds wil klaar kry, sal ek my rietjies moet roer. Kort daarna sluip Miku weer by mamma se kamer in. Hy dra 'n klein bont pakkie. Baie versigtig sit hy die verrassing langs mamma se bed neer. En toe gaan sit hy ook daar en wag. Net toe is die tyd om. Dring, 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 dring. Mamma vlieg oorrent. Ek het vir mamma 'n kansie gegee om nog 'n bietjie te slaap, sê Miku. Is mamma bly? Ja, my groot seun, lag mamma. Nou is ek uitgerus en ook lus vir speel. En sy gee vir Miku 'n vet goeie môre soen.
Kom saam, mamma, roep Miku. Hy neem haar aan die hand. Kyk wat het ek alles uitgedink, sê Miku. En nou het ons baie tyd om lekker te kan saamspeel. Sjoe, hierdie Miku is daar maar 'n oulike muisie, want hy het vir mamma bietjie tyd gegee om bietjie laat te slaap. Ek hoop regtig julle laat ook vir mamma en pappa so bietjie laat slaap, veral op 'n naweek, want mammas en pappas werk mos baie hard. En julle moet gereeld vir hulle baie dankie sê, dat hulle so hard werk en so mooi na julle kyk. Nou julle moet 'n lekker dagie verder hê, tot 'n volgende keer, arrivederci maatjies! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.